Paas die koning van die heelal, jy weet. En kom wat wil, ek sal dit nooit vergeet nie. Die wind kan waai, die berge kan val. Hy het gesê, hy voorsien en hy sal. Ek is die koning se kind, ja dit maak my 'n prins. My lewe is Christus, selfs die dood is 'n wins. Vir niks is ek bang nie, dit sê ek jou nou. My pa is die koning, onthou. My pa is die koning van die heelal, jy weet. En kom wat wil, ek sal dit nooit vergeet nie. Die wind kan waai, die berge kan val. Hy het gesê, hy voorsien en hy sal. Ek is die koning se kind, ja dit maak my 'n prins. My lewe is Christus, selfs die dood is 'n wins. Vir niks is ek bang nie, dit sê ek jou nou. My pa is die koning, onthou. My pa is die koning van die heelal, jy weet. En kom wat wil, ek sal dit nooit vergeet nie. Die wind kan waai, die berge kan val. Hy het gesê, voorsien en hy sal. Ek is die koning se kind, ja dit maak my 'n prins. My lewe is Christus, selfs die dood is 'n wins. Vir niks is ek bang nie, dit sê ek jou nou. My pa is die koning, onthou. My pa is die koning, onthou. My pa is die koning, onthou. Vriende, genade en vrede vir jou, na die genade en vrede wat kom van God die Vader, van die Here Jesus Christus ons Here, en deur die teenwoordigheid van sy Heilige Gees, wat ook vanaand hier by ons is. Ons is met ons toewydingsreeks van 2021 besig, en soos julle sekerlik teen hierdie tyd al weet, is dit heeltemal anders as wat ons aan gewoond is. Ons doen ons hele reeks aanlyn, ook met die beperking wat daar is op die byeenkomste, wat natuurlik moes nou sedert gisteraand toe president Ramaphosa gepraat het, bietjie verander het, maar ons is gerad vir hierdie manier, en ons gaan in elk geval in oorkry eers op die huidige so aan. Ons staan hierdie jaar met ons toewydingsreeks stil by 'n reeks uit Openbaring dan nou, na aanleiding van 'n boek van Connie Burger wat ons ook hanteer, Oop Deure. En ek wil regtig vir jou aanbeveel dat as jy enigstens dit kan doen, kyk of jy nie die boek in die hande kan kry en dit kan deurlees nie. Verder is ons as personeel van Oorkry natuurlik ook nog so in selfisolasie, want ons wil maar kyk hoe simptome dalk ontwikkel of nie ontwikkel nie, hopelik, maar met Dominee Corneille en Zanay gaan dit maar so op en af, soos wat die meeste mense dit ook beleef en ervaar wat COVID-19 het. Eendag voel hulle bietjie beter, volgende dag weer slegter, maar ons dink ook aan hulle gesin, maar natuurlik so ook aan almal wat op een of ander manier deur 'n moeilike tyd in hulle lewe gaan. Vanaand gaan ek hierdie skyfie half deurgaan soos 'n agtergrond gebruik, en dis 'n stukkie kunswerk waarop ek afgekom het van 'n persoon wat homself net identifiseer as BDWS, en hy is 'n lidmaat by Open Space Church in Tucson, Arizona in Amerika. En hulle was besig geweest met 'n Bybelstudie reeks oor Openbaring, en dit was een van die kunswerke wat hy besluit het om uit te beeld, om iets te verbeeld ook van die gedagte van 'n oop deur, die aan die een kant die donkerte waarna ou dalk nou is, maar jy is op pad na die lig toe. Ander mense wat dalk voel, maar ons leef nou lekker en als maar die toekoms lyk dalk donker. Maar om iets van hierdie roeping van die kerk om ook missionaal in die wêreld te wees, om dit uit te beeld. So vanaand gaan dit sommer so die hele tyd as 'n herinnering ook in die agtergrond wees vir my en jou om te help onthou dat ons in God se teenwoordigheid is en dat ons geroep word om ook as sy kerk te leef met ons oog op die toekoms. Maar kom ons sit eers so vriende, dan bid ons saam en raak stil voor die Here. Vader, baie dankie dat ons vanaand ook op hierdie manier as geloofsgemeenskap van Oorkry, maar ook hulle wat van buite af dalk inskakel, dat ons voor U kan stil raak en dat ons lewe voor U kan neerlê, dat ons Here U kan vertrou vir elke oomblik van ons lewe, van vandag, vanaand, maar ook môre en oormôre. En as ons dan ook rondom hierdie reeks stil raak, dan is dit ons gebed dat U deur die Gees ook vir ons sal duidelik 'n boodskap gee, wat U jare gelede al, Here Jesus, aan Johannes openbaar het, vir die 7 gemeentes daar in Klein-Asië. Gee dat ons sal leer uit dit wat U met hulle gedeel het, ook vir ons eie tyd en ons eie konteks,
en dat ons telkens sal vra, maar wat beteken dit ook vir nou, vir ons, wat in 2021 as kerk van Jesus Christus geroep word om te leef in hierdie wêreld. Seën vir ons in ons saamwees, Here, dit bid ons in U naam, die mooiste naam op aarde. Amen. Vriende, ons gaan vanaand dan nou stilstaan by spesifiek Openbaring 2 vers 8 tot 17 en ek gaan die teks vir jou ook hier op die skerm vertoon dat jy dit kan lekker lees. Jy is natuurlik welkom om in jou eie Bybel dit ook te volg as ons dit saam lees. Openbaring 2 vers 8 tot 17 is dan nou die gedeelte, die twee briewe aan die gemeente in Smyrna en Pergamum, waar dan nou ook sekere goed gesê word, waarby ons vanaand so 'n bietjie wil stilstaan rondom hierdie ding dat ons in swaarte en lyding ook weet dat ons moet getrou bly en moet volhard aan die waarheid van die evangelie. Maar kom ons lees saam, Openbaring 2 vers 8 tot 17. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Smyrna. Dan kan ek sommer net hier onderbreek dalk gou en sê, let op, dis belangrik dat hierdie briewe altyd gerig word aan die leraar van die gemeente, wat dit dan nou moet voorlees. So sê die eerste en die laaste, wat dood was en weer lewend geword het. Ek ken julle verdrukking en julle armoede, en tog is julle ryk. Ek weet ook van die kwaadstokery van die mense wat daarop aanspraak maak dat hulle Jode is, en dit nie is nie, maar tot die sinagoge van die Satan behoort. Moenie bang wees vir wat julle alles gaan ly nie. Kyk, die duiwel gaan party van julle in die tronk laat gooi, sodat julle in beproewing sal kom, en julle sal 10 dae lank baie swaar kry. Bly getrou tot die dood, en ek sal julle die lewe as kroon gee. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Die wat die oorwinning behaal, sal beslis nie deur die tweede dood getref word nie. En dan die skrywe aan die leraar van die gemeente in Pergamum, so sê hy wat die skerp swaard met die 2 snykante het. Ek ken die plek waar julle bly, daar waar die troon van die Satan is, tog bly julle aan my naam getrou, en julle het nie julle geloof in my afgesweer nie. Selfs nie in die tyd, toe Antipas, my getroue getuie, doodgemaak is, daar by julle waar die Satan bly nie. Maar ek het 'n paar dinge teen julle. Julle het mense daar wat die leer van Biliam aanhang. Hy het vir Balak geleer om die volk Israel van my afvallig te maak, sodat hulle afgodsoffervleis geëet en onsedelikheid bedryf het. So is daar onder julle dan ook mense wat die leer van die Nikolaïte aanhang en dieselfde sondes doen. Bekeer julle nou, anders kom ek gou na julle toe en sal ek daardie mense bestry met die swaard van my mond. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek van die verborge manna gee, en daarbij sal ek vir hom 'n wit steentjie gee met 'n nuwe naam daarop gegraveer, wat niemand anders ken nie, net hy wat dit kry. Net tot sover ons skriflesing van vanaand dan. Vriende, as jy hier op die skerm so agter my kyk, dan sal jy sien dat ons nou vanaand stil staan by die briewe aan die gemeentes in Smyrna en Pergamum. En ek het so op die kaart vir jou probeer aandui waar presies lê Smyrna en Pergamum. Smyrna was 'n groterige hawestad, so 60 km noord van Efese en staan vandag bekend as Izmir in Turkye. Pergamum weer was so nog 'n verder 70 km noord van Smyrna en dit is vandag Bergama. Destyds was Pergamum natuurlik die hoofstad van Klein-Asië gewees. Smyrna was blykbaar 'n baie mooi stad wat stylvol uitgelê was teen 'n berg en het as gevolg daarvan die naam Eerste in Asië gekry. Smyrna was ook 'n welvarende stad met 'n ryk en 'n baie floreerende kultuurlewe. En verder was hulle bekend vir goeie wyn, vir wetenskapsoefening en uitstekende mediese dienste. Dit was ook die plek waar die beroemde skrywer Homerus gebly het. Pergamum weer was, soos ek reeds gesê het, die hoofstad van Klein-Asië en daarom ook die godsdienshoofstad. Daar was tempels vir omtrent al wat 'n god is waaraan jy kan dink in hierdie stad en natuurlik ook vir die keiser, want die keiseraanbidding was mos ook groot in daardie tyd. En alhoewel al die stede van destyds iets van die Romeinse lewensfilosofie gereflekteer het, was Pergamum waarskynlik die plek waar dit die sterkste sigbaar was. Dit was 'n stad waar politiek en godsdiens en wetenskap en akademie eintlik as ware hande gevat het om hierdie boodskap uit te dra dat heil, verlossing, redding van Rome afkom. Nou van al die twee hierdie gemeentes, die een in Smyrna en Pergamum, weet ons van die gemeente self relatief min, eintlik nie veel meer as wat in die briewe genoem word nie.
Hier en daar 'n ander verwysing dalk ook in die Bybel. Een van die vroeë kerkleiers, Ignatius van Loyola, hy het 'n tyd lank in Smyrna gebly en een van die eerste martelare, Polycarpus, was op 'n stadium ook die biskop van Smyrna. Maar dit is omtrent al wat ons weet. En in teenstelling met die stad was die gemeente in Smyrna waarskynlik baie arm en ook redelik klein gewees. Hulle het swaar gekry, kwaai deurgeloop onder diskriminasie, veral ook van die groot klomp Jode wat in die stad gewoon het. Ek sal nou ietsie meer daaroor sê. Hierdie diskriminasie teen die gemeentelede op grond van die feit dat hulle nie wou deelneem aan die keiserkultus, die aanbidding van die keiser nie, het dan ook daartoe gelei dat hulle baie geïsoleer was van die res van die stad op politieke, sosiale en kulturele gebied, maar veral ook op ekonomiese gebied. Byvoorbeeld, het die gemeentelede van Smyrna nie deelgeneem aan al die gildes en die werksverenigings, vakbonde sou ons vandag kon sê, hulle was nie daarvan deel nie, en daarom is hulle eintlik afgesny gewees van enige geleenthede en werksgeleenthede in die stad. Maar tog, ten spyte hiervan, word daar eintlik in die brief net positiewe goed oor die gemeente gesê, en word hulle aangemoedig om steeds getrou te bly aan hulle roeping tot getuienis in die stad, wat hulle so sleg behandel het. Dit vertel vir ons iets van hulle verstaan van hulle missionale roeping ook, maar ek sal later dalk weer iets daaroor sê. Die gemeente in Pergamum aan die ander kant was self ook onder groot druk en het veral gelei onder fisiese vervolging. Antipas, een van die gemeentelede, het dan ook met sy lewe betaal vir sy getuienis. Maar ten spyte van hierdie vervolging hoor ons dat die gemeente tog kon staande bly en dat hulle kon volhard ook in hulle getuienis. Die verwysing na Christus se naam in die brief aan Pergamum moet ons ook mooi hoor, want sien, vir die gemeente het die stryd nie in die eerste plek gegaan oor etiese en filosofiese standpunte nie. Die vraag vir die gelowiges in Pergamum was ten diepste of jy onder die naam van Christus geleef het en of jy onder die naam van Caesar geleef het. Was jou belydenis dat Caesar die Kyrios, die Here is, die koning is, of het jy geglo en bely dat Jesus alleen die Kyrios, die ware verlosser van die wêreld is? Nou dan twee sake wat verder uit die onderskeie briewe na vore kom, is dat die gelowiges in Smyrna aan die een kant eintlik opgeroep word om ten spyte van hulle swaarkry en hulle lyding te bly volhard in die uitleef van hulle getuienis. Ons kan as ware sê dat hulle bemoedig word in hierdie stryd tussen lewe en dood. En die gelowiges in Pergamum weer word opgeroep om die regte keuse te maak in die lewe onder aanvegting van al die ander drukgroepe wat hulle tussen wie hulle gebly het. En die mense kan amper sê, hulle moes hierdie stryd voer tussen die waarheid van die evangelie van Christus en kompromieë met die wêreld waarin hulle geleef het. Nou, vriende, ons sou vanaand op 'n klomp detail kon ingaan van die onderskeie perikope, soos byvoorbeeld wat die presiese agtergrond is van die verwysing na die eerste en die laaste aan Smyrna, of ons kon sê, maar hierdie sinagoge van die Satan waarvan gepraat word, wat bedoel dit, wat is die simboliese daarvan? Of met die brief van Pergamum sou ons kon gesels het oor die leer van Biliam of oor die leer van die Nikolaïte. En is natuurlik baie interessante agtergrondgeskiedenis. As jy meer daaroor wil weet, is jy welkom om vir my 'n boodskap te stuur of sommer net in die kommentaar aan die onderkant van die video in te tik. En ek sal vir jou 'n bietjie meer leeswerk aanbeveel wat jy kan na gaan kyk. Maar ek dink dit is belangriker dat ons vanaand met die twee briewe se lees so vir 'n oomblik sal stil staan by die so what vraag. Wat beteken hierdie twee briewe en die inhoud daarvan wat in Smyrna en Pergamum gerig is baie jare gelede, wat beteken dit vir ons vandag? Hoe help hierdie briewe ons om in 2021 regtig kerk van die Here Jesus te wees? Want dis ons roeping. Nou, wat die boodskap aan die gelowiges in Smyrna betref, dink ek dat ons met groot gemak kan sê dat ons beslis in 2021 iets van hierdie uitdaging om te volhard te midde van swaar kry en lyding, dat ons dit kan verstaan, dat ons dit opnuut weer kan hoor. Dat ons kan sê gelowiges en gemeentes word vandag steeds heel dikwels uitgesluit en as buitestanders gesien, kry swaar in hierdie lewe, omdat ons by die waarheid van Jesus Christus bly. Die afgelope jaar met COVID-19 en die beperkings op geloofsbyeenkomste en eredienste, het ons iets beleef daarvan, dat dit vir ons voel, ons kan nie ons geloof in Jesus Christus uitleef, soos ons dit graag sou wil doen nie. En in die lewe in die algemeen ervaar ons as gelowiges ook heel dikwels,
net soos ander mense, die worsteling met kanker, met werkloosheid, met finansies, met verhoudinge. En ek het sommer in my voorbereiding hieroor gedink, dalk veral binne in die NG Kerk, was ons vir te lank bederf gewees en het dit met ons eintlik redelik goed gegaan. En nou is die swaar kry en die lyding vir ons op 'n manier ekstra moeilik. Maar te midde hiervan, glo ek, is dit vandag nog die boodskap aan my en jou. Dat die Here vir ons deur hierdie briewe ook kom aanmoedig om te volhard, om met 'n stuk integriteit en geloofwaardigheid vas te hou aan die getuienis oor Jesus Christus as die enigste Here in ons lewens. En dat ons juis in hierdie swaar kry, te midde van hierdie swaar kry en lyding wat ons soms beleef, dat ons dit ook moet sien as 'n geleentheid om te getuig oor God se grootheid, sy almag en sy teenwoordigheid in ons lewens. Dalk kan ons iets meer verstaan van die omstandighede en die konteks waarin hierdie gemeentes geleef het en die swaar kry wat hulle beleef het, gee dit dalk net vir ons geleentheid om eintlik met 'n groter stukkie empatie ook die boodskap van verlossing te gaan meedeel aan so baie mense wat inderdaad onder baie moeilike omstandighede leef, ook in ons land. Dalk kan ons met 'n groter stuk geloofwaardigheid gaan sit by hulle wat by wyse van spreek op die rand van die samelewing moet worstel om te oorleef. En dan is dit tog ook so dat die brief van Smyrna ons help om te onthou dat dinge dikwels anders is as wat dit met eerste oogopslag lyk. Ons beleef dalk dat ons swaar kry en dat ons lyding verduur, en tog is ons as gelowiges in Christus Jesus eintlik begenadigdes, né? Die Nederlandse teoloog Baving skryf bo in een van sy preke oor die brief Smyrna, dan sê hy, ons leef in 'n vreemde wêreld, 'n wêreld van verblindende skyn, so baie dinge blyk as ons dieper daarna kyk, totaal anders te wees, as wat dit op die oppervlak vir ons gelyk het. En ek en jy moet dalk ook leer in 2021 om dieper te kyk. Dinge is nie altyd soos wat ons wys gemaak word deur die magte van hierdie wêreld nie. Die meeste van ons sal 'n storie kan vertel oor wat gebeur het as 'n mens skrik as jy eers bang geword het. Kyk, as jy geskrik het vir iets, as jy bang is, dan bedrieg jou oë jou. Jy sien goed wat nie bestaan nie. Ek onthou toe ek so klein chokkertjie was, het ek een aand wakker geskrik van 'n geharde geluid in ons huis. En ek het in die gang afgekyk so in die donkerte en ek het 'n klomp goed gesien, 'n hardloop in daai gang. Nou, as 'n groot mens kan ek terugkyk in daai tyd en weet, dit was plein net my vrees wat vir my klomp goed laat sien het. En vriende, dis die punt. Wanneer ons bang is, wanneer ons net in die omstandighede vaskyk, dan sien ons goed wat nie bestaan nie. Dan lyk alles gevaarliker, erger, groter, meer dreigend as ons bang is. En ons moet leer as gelowiges om dieper te kyk, om vir God raak te sien, ook binne die swaar kry en lyding wat ons dalk mag verduur. En om dan van hierdie raak sien vir God ook so te leef, dat die wêreld hoop kan kry. Wat die brief aan die gelowiges in Pergamon betref, dink ek die een sentrale saak waarmee ons gekonfronteer word, is om opnuut na te dink oor die kompromieë wat ons as gelowiges maak, tussen 'n lewe voor God en 'n lewenstyl eintlik van die wêreldse magte en kragte waarna ons baie keer vasgevang raak. Het ons dalk nie al te gewoond geraak, te gemaklik geraak met allerlei invloede op ons lewens, vanuit die kultuur en die politiek en die tydsgees, dat ons heel dikwels hierdie gedagtes en denke eintlik so half wil in mekaar vleg ook met ons geloofslewe nie. Dink sommer net aan die manier waarop ons deesdae heel gemaklik is met 'n klomp goed wat vroeër jare vir ons totaal onaanvaarbaar sou wees as gelowiges. En nou weet ek, 'n mens moet baie meer genuanceerd dink en praat oor die kompleksiteit van die lewe en die vrae waarmee die teologie worstel. Maar ek wonder maar net of ons nie te dikwels, te maklik, maar net inval wat by dit wat gangbaar is in die algemene lewe nie. En miskien help die brief van Pergamon ons om opnuut met 'n stuk verantwoordelikheid te reflekteer oor ons lewe en ook oor die moeilike en die ingewikkelde vrae van die lewe. Nie sodat ons kan slim of oulik klink nie, maar sodat God verheerlik kan word ook in ons lewens. Die gelowiges in Pergamon word opgeroep om die waarheid te praat, die waarheid te leef en veral die waarheid regtig te vertrou. Is dit nie ook vandag vir die kerk van Jesus Christus, van Oeverkring gemeente in 2021 waar nie, dat ons moet opnuut leer om in die waarheid te praat, die waarheid te leef en die waarheid van Jesus Christus te vertrou. Calvin het by geleentheid gesê dat dit die groot werk van die Gees is, om ons aan Jesus te verbind
en ons alle meer soos Jesus te laat wees en te laat optree. En dis die diepste waaroor die brief aan Pergamum gaan. Wanneer Pergamum opgeroep word tot bekering, dan gaan dit oor hierdie ding dat hulle al hoe meer soos Jesus moes leef. En vriende, dan moet ons die Gees vra om ons weer vir Jesus te laat raak sien in al sy heerlikheid, in al sy mag en sy liefde, en ons al hoe nouer aan hom te verbind, sodat ons daagliks meer omvorm kan word om sy beeld ook uit te leef in ons eie lewens. Dis wat Jesus bedoel het, toe hy in Johannes 8 vers 28 gesê het, dat die waarheid ons sal vrymaak. Ons kry natuurlik saam met die gemeente in Pergamum boonop 'n belofte, né? Al is daar baie plekke op hierdie aarde wat vir ons as gelowiges nie toeganklik is nie, plekke waar jy nie behoort in te gaan nie. Dan het ons die belofte van die wit steentjie, die wit klippie, wat vir ons toegang sal gee tot 'n nuwe identiteit in Jesus Christus, en niks en niemand kan dit van ons af wegvat nie. Ek wil afsluit. Mag ek en jy opnuut, ook hier in die begin van die jaar, al is ons nou met die eerste maand al verby, mag ons deur die Gees geïnspireer word om ook in 2021, met al die uitdagings wat die jaar dalk nog oor ons lewenspad gaan bring, dat ons steeds in die waarheid sal volhard, al is die omstandighede nie altyd maklik of lekker nie. Dat ons kan sê, te midde van swaar kry, te midde van lyding, gaan ons nie kompromie met die wêreld aangaan nie, maar bly ons getrou aan ons roeping van Jesus Christus, dat ons in hom sal bly en verantwoordelik ook as sy kinders sal lewe. Mag ek en jy leer om die waarheid te praat, om die waarheid te leef en die waarheid te vertrou, omdat ons weet dat die waarheid met die hoofletter Jesus Christus 'n groter werklikheid is as die omstandighede waarin ons dalk mag bevind. Mag die Here vir ons inspireer om so te leef dat ons ook met ons lewens deure oopmaak vir ander om God raak te sien wat die groter werklikheid is as die werklikheid waarin ons leef. Amen. Kom ons sit so dan, bid ons saam. Here, as ons met hierdie woorde van die briewe aan Smyrna en Pergamum voor die stil raak vanaand, dan is dit ons gebed, dat U inderdaad vir ons sal verseker, Here Jesus, van U teenwoordigheid, in die moeilike omstandighede, in die tye wat dit vir ons voel asof die lewe regtig swaar gaan, en ons ly, dat ons kan weet, ons kan bly volhard daarin, want U is by ons. Deur die Gees maak U vir ons nuwe moontlikhede oop en help U ook vir ons om te kan volhard, selfs al sien ons nie noodwendig die toekoms, die oop deur wat vir ons wag nie. En saam met die gelowiges in Pergamum, Here, wil ons vanaand opnuut bid en vra dat U ook deur die Gees ons sal help om 'n fyn onderskeidingsvermoë te ontwikkel, dat ons sal weet waar kan ons wat doen, waar bly ons in die waarheid en op watter punt moet ons sê, ons gaan nie 'n verdere kompromie aan met 'n stelsel, met 'n wêreld wat nie aan U behoort nie. Wil U vir ons help om as gelowiges, as gemeente, dan ook so te leef, dat U inderdaad sigbaar word in ons lewens, dat mense na ons sal kyk en U sal raak sien en by wyse van spreuke, Here, die deur sal sien oopswaai na 'n nuwe toekoms, 'n toekoms waarin U die Kyrios is, die Here is van ons almal se lewens. Heilige Gees, begelei vir ons op hierdie pad. Wil U met ons wees in die res van hierdie toewydingsreeks, môre aand en donderdag en sondag ook, en wil U regtig vir ons toerus en inspireer om opnuut te leef as U kinders, ook hier in ons eie konteks, maar elkeen wat dalk saam met ons ook vanaand stil raak in sy of haar eie gemeente en dorp. Here, dankie dat ons dit mag bid in U naam, want U het U kerk en die wêreld so lief, dat U Here Jesus Uself gegee het, om op die ou end ook te sterf aan 'n kruishout op Golgotha, sodat ons mag leef as kinders van die lewende God. Seën vir ons, wees met ons, en verheerlik Uself ook in en deur ons lewens. Amen. Vriende, ek wil jou graag net herinner aan môre aand se tema, Dr. Petrus Moelman, wat stil staan by die brief aan Thyatira, daar in Openbaring 2, vers 18 tot 29, en dan bietjie gaan praat oor die verleiding van geld en goed en begeerte. Dis vir ons maar altyd 'n probleem vir ons as gelowiges, dat ons saam met hierdie kompromie teenoor die wêreld baie keer verlei word deur die blink van die wêreld. En ek sien uit daarna om saam met Petrus ook môre aand rondom hierdie tema stil te raak.
Ek wil jou groet vanaand met die seën van die Here en as ek dit dan klaar gedoen het, gaan ek vir jou 'n pragtige lied speel, vonklied wat in ons gemeente sang serie dan ook opgeneem is, wat eintlik juis iets sê van God se teenwoordigheid in ons lewens. Maar mag ek en jy weet dat die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met ons elkeen sal wees en sal bly. Amen. Luister saam met my ook na hierdie pragtige vonklied wat ons dan nou gaan luister. U is die lig wat in die donker skyn. Mooi loop.